Baie welkom by Agapai Gemeente Aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agapai Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agapai weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Goeiemôre almal. Jy's net vir die orkes ook sê baie dankie vir wat ons so mooi in aanbidding lei en wat ook al vroeg die oggend hier is om alles reg te kry. En so ook vir enige ander team wat iewers surf, wat iewers ingeskakel is en wat vroegoggend al hierso is en wat iewers dien van gasvryheid af daarvoor na die koffiespan en so deur koneksiepunt en koningskinders Echo wat nou besig is en dan ook hier binne die teams wat hierso is, die gebedspan wat so vroeg hier in die boardroom by mekaar kom, want hierdie is nie 'n one-man show nie. God die koop almal van ons om op 'n of ander manier in sy kerk te dien. Nou so gepraat van 'n team, ons as span was hierdie week so 'n bietjie in nat en koue en winderige Umhlanga gewees. En die gemeenteleiers van elke gemeente moes langer bly, so daarom is Dawie nie vanoggend hierso nie, maar die res van ons gaan aan met die reeks Man na God se hart. So ons gaan so 'n bietjie wissel in teksgedeeltes tussen 1 Samuel en 2 Samuel, maar as jy vanoggend jou Bybel hierso het en jy wil by 'n spesifieke plek oopmaak, dan gaan dit 2 Samuel wees. 2 Samuel 5 vers 1, 2 en 3. So net voor ons begin met dit, miskien net so 'n bietjie hersien, miskien is die eerste keer in 3 weke dat jy hierso is, miskien het jy nie op YouTube die reeks gekyk nie of so hier en daar ietsie gemis. So kom ons hersien net so 'n bietjie wat ons sover gedoen het in hierdie reeks van Dawid, Man na God se hart. In deel 1 het ons gesê dat Dawid en Goliat was meer as net 'n reuse probleem gewees. Israel het sy vertroue in Saul geplaas en Saul was maar afwesig gewees. En ons het die vraag gevra en gesê, die beter vraag is nie, wat is my Goliat nie, maar die beter vraag is, wat is my Saul? Wat is dit waarin ek besig is om my hoop te plaas? In deel 2 het ons gesien dat Saul nie net vir Goliat as reus gehad het in sy lewe nie, hy het nog 3 ander reuse gehad. Hy het vrees gehad en hy het wraak gehad en hy het eensaamheid gehad. En wanneer ons self probeer om daai swaard op te tel, dan is dit wanneer ons self probeer om beheer te neem, self probeer om wraak te neem. En Dawid het vir ons geleer in deel 2 om eerder daai swaard neer te lê en na God toe te draai. In deel 3 het ons gesien dat Saul vir Dawid verraai het en dat hy hom vervolg het. En ons het gesien al het Dawid die geleentheid gehad om wraak te neem, het hy nie van daai geleentheid gebruik gemaak nie. En Dawid het besef, maar dit wat Saul doen is Saul se verantwoordelikheid, maar hoe ek daarop reageer is my verantwoordelikheid. En hy het besluit om vergifnis te doen. Hy het besluit, hy gaan nie wees soos wat Saul is nie. En dit bring ons by deel 4. So deel 4 is die klimaks van die 3 dele. Hierdie 3 dele het vir ons gewys, hoe het God Dawid se hart voorberei, en deel 4 gaan vir ons wys, wat gebeur wanneer 'n kroon uiteindelik op hierdie hart geplaas word. So, Dawid het nie eers geleer om 'n koning te wees, toe hy die kroon gekry het nie. Dawid het al lankal, voordat hy nog die kroon gehad het, het hy al geleer hoe om 'n koning te wees. Want teen hierdie tyd lei hy al reeds soos wat 'n herder behoort te lei. Maar voordat dit, ek meen Dawid was heeltyd bewus van die feit dat hy is bestem vir hierdie toekomstige koningskap, want God het vir Samuel die profeet gestuur om hom te salf toe hy nog 'n jong skaapwagter was. Maar sy lewe het nie noodwendig soos 'n koning gelyk nie.
En net om 'n bietjie konteks te gee, is dat God het vir Samuel beveel om die nuwe koning te gaan salf, want hy het vir Saul verwerp, en so is Samuel Bethlehem toe, en Samuel kom in Isaai se huis, en in Isaai se huis staan sy 7 seuns daar, en almal van hulle lyk soos 'n moontlike koning. En so kom almal van hulle voor Samuel, en elke keer sê die Here vir Samuel, dis nie hy nie, dis nie hy nie, dis nie hy nie. En op so 'n manier herinner God net vir Samuel dat ons oordeel volgens uiterlike voorkoms, maar die Here kyk na die binnekant. En soos wat hulle elkeen verbygekom het, en dis nie een van hulle nie, vir elke keer sê die Here nee, vra Samuel, maar is hier nie nog iemand nie? Want ek is hier om 'n koning te salf, hier moet nog iemand wees, en Isaai gaan roep vir Dawid, wat die jongste is, wat buite in die veld besig is om skape op te pas, en toe hy in die vertrek ingestap kom, toe sê God vir Samuel, dis die regte een, salf hom. So ons sien dat Dawid gesalf word, lank voordat hy nog die posisie gekry het. En dit wys net vir ons dat God nie net besig was om vir Dawid vir 'n posisie voor te berei nie, maar om sy hart vir daai posisie voor te berei. So hoe het hy dit gedoen? Hoe het hy vir Dawid voorberei? Jy ken dit baie goed, die reeks het al daarna verwys, maar eerstens was Goliat op die lys. En Dawid het net besef dat ek hoef nie groter as my reus te wees nie, ek moet net weet, wie is groter as my reus? En Dawid het sy vertroue op God geplaas. Die volgende ding wat gekom het was bekendheid. Dawid het begin beroemd raak, mense het sy naam begin leer ken, en Dawid het besef dat voor ek nog die posisie het ek al reeds invloed. En dan kom Saul se jaloesie. Saul het so terloops gehoor dat mense sê, Saul het baie mense verslaan, maar Dawid sal nog meer mense verslaan. En hoe dit gebeur het, is daar was hierdie klomp vroue, ons kan hulle maar die cheerleaders noem, en hulle het altyd as daar oorwinning was, dan het hulle gesing en gedans en fees gevier, en dit was hulle manier om hierdie oorwinnings te celebrate. En in hierdie geval het dit heel waarskynlik kort na mekaar gebeur, want Dawid het vir Goliat gewen, en as gevolg daarvan het die Israeliete toe nou die res van die Filistyne ook oorwin. Maar terwyl hierdie vrouens besig is om fees te vier en te sing en te dans, hoor Saul 'n liriek in hierdie liedjie wat sê, en hulle het nie enigsins verkeerd van Saul gepraat nie, inteendeel, hulle het Saul geprys vir die feit dat hy duisende verslaan het. Maar dan gaan hierdie lirieke aan en hulle sing nog 'n gedeelte wat sy aandag trek, en dit is waar hulle gesing het dat Dawid 10.000 sal verslaan. Nou, dit is heel waarskynlik figuurlik gesproke, dis dalk maar soos wat ons oor 2 of 3 maande van nou af sal sê, dis alweer vandag 1000 grade daar buite. Maar hierdie lied was bedoel om albei te prys, maar die aard van die saak hoor Saul dat Dawid 'n bietjie meer erkenning kry. En ek dink Saul het op daai oomblik teruggedink aan 'n gesprek wat hy en Samuel op 'n stadium gehad het, toe Samuel vir hom gesê het dat God het reeds die nuwe koning vir Israel gekies. So hierdie lied het vir Saul ontstel. En Saul was bang dat dit miskien Dawid gaan wees, wat die volgende koning gaan wees. En so verander Saul se houding heeltemal teenoor Dawid. Dawid begin vir hom 'n bedreiging raak, en wat wil hy doen? Hy wil vir Dawid doodmaak. En toe kom die jare van vlug. Hierdie man wat bestem is, hierdie man wat gesalf is om die volgende koning te word, hy moet vlug vir sy lewe. Hy begin in grotte bly, en hy begin leef soos 'n voortvlugtige, en hy word verraai, en hy's alleen, en hy's kwaad, en hy's bang, en Dawid moet besluit, dit wat op hierdie stadium in my lewe met my gebeur, hoe gaan dit my hart beïnvloed? My omstandighede wat ek nou ervaar, gaan dit
my bitter maak? Gaan dit my kwaadgierig maak? Of gaan dit wat nou met my gebeur, gaan ek dit toelaat om my eerder nader aan God te bring? Gaan ek dit toelaat om eerder my hart en my karakter sterk te maak? En toen kom daai oomblik by die mantel in die grot, Saul kom in die grot in en Dawid is daar en Dawid het die perfekte geleentheid om wraak te neem en vir Saul dood te maak en Dawid besluit om dit nie te doen nie. Want Dawid het geleer dat ek hoef nie my mag te gebruik net omdat ek mag het nie. Net omdat ek iets kan doen, beteken nie ek moet dit doen nie. Want karakter word nie getoets wanneer ek geen mag het nie. Karakter word getoets juis wanneer ek mag het. En wanneer ek moet besluit, hoe gaan ek hierdie mag gebruik? Wat gaan ek daarmee maak? So na al hierdie jare van voorbereiding, van 'n hart voorberei vir 'n kroon, hy is gesalf om die toekomstige koning te wees, toe werk hy vir Saul, hy het in die band gespeel, wat vir Saul rustig gemaak het, en hy het Saul se toerusting gedra, en toe het hy vir Goliat oorwin, en toe kry hy so 'n bietjie 'n promotion, toe begin hy veg binne in Saul se weermagte, en toe is hy ook die een wat regeer het oor Juda vir 7 jaar. So al hierdie voorbereiding aan sy hart, en nou uiteindelik kom ons by ons teks van vandag, 2 Samuel 5 vers 1, toe het al die stamme, so Dawid was op hierdie stadium die leier van die stam Juda, toe het al die stamme van Israel na Dawid in Hebron gegaan en gesê, ons is tog almal bloedverwante. Dis amper soos wat iemand by jou instap by die werk en vir jou sê, ons is mos vriende, nee. Ons is mos familie, ek en jy. So hulle kom na hom toe en hulle verduidelik vir hom, hoekom hulle hom aanvaar. Dit kon onder andere gewees het, soos wat hulle hierso sê, bloedverwante, ons is van dieselfde volk, ons is albei Israeliete, jy het ons gelei om die Filistyne te oorwin. Maar vir die eerste keer sedert Israel in die beloofde land ingegaan het, is hulle verenig. Dit kon selfs nie onder Saul se leiding gebeur het nie. En dan vers 2, eers so klein het bietjie common ground, en dan sê hulle, 'n lang tyd al, selfs destyds toe Saul ons koning was u eintlik maar die een wat Israel in gevegte gelei het. En dan gaan die teks aan, en die Here het vir u gesê, die Here het so gesê, jy sal die herder van my volk Israel wees, jy sal heerser oor Israel wees. So hulle onthou die dae toe Saul regeer het, en hulle onthou dat Dawid 'n leier in die weermag was, en dat hy teen die Filistyne geveg het, en dat hy altyd die een was wat teruggekom het en gesê het, ons het hierdie oorwinning behaal. Maar hulle herken iets baie belangriker, hulle herken hierso dat die Here gesê het, hy sal die koning wees. So dit was algemeen bekend in Israel, dat hy een of ander leiersposisie gaan inneem in Israel. En hulle verwys natuurlik ook na die feit dat hy nie net 'n suksesvolle vegter was nie, hy was nie net 'n suksesvolle koning nie, maar met herder sê hulle dat hy ook omgee vir die volk. Hy gaan die volk in die regte rigting lei, want hy gaan die volk herder. Dit kom eerste, en dan vers 3. Dawid het toe daar in Hebron voor die Here 'n ooreenkoms met die leiers van Israel gesluit, en hulle het hom as koning van Israel gesalf. Nou ongeveer 480 jaar, byna 500 jaar voor hierdie plaasgevind het Jakob op sy sterfbed gelê en hy het 'n paar goed uitgespreek oor sy seuns, en toe hy by die 4de seun kom, Juda, toe voorspel hy presies dit wat ons nou hier gelees het. Dawid sal uit die stam van Juda kom, hy sal oor Juda regeer, maar al die stamme sal bymekaar kom en hom kies om die koning van die hele Israel te wees. Al die leiers sal vir Dawid as koning. Maar dit wat ons in vers 2 gelees het, dit is waarop ons vandag wil fokus. Dit wat voor die koningskap kom.
dat die Here hom gekies het en dat die Here hom gekies het om 'n herder vir sy volk te wees. God het nie gesê, jy moet oor my mense heers nie, maar hy het vir hom gesê, jy moet oor my mense herder. Nou in die antieke wêreld was herder 'n titel vir koning. 'n Herder se verantwoordelikheid was nie gewees, hoe kan ek my skape gebruik nie? Sy verantwoordelikheid was, hoe kan ek my skape lei en beskerm en versorg? En ons kan iets uit dit uitleer wat leierskap aanbetref. 'n Herder vra nie, wat kan ek uit die mense uitkry wat onder my is nie? 'n Herder vra, wat het die mense nodig wat onder my is? Dit is 'n kenmerk van 'n goeie leier. Goeie leiers gebruik hulle gesag of hulle invloed tot voordeel van die mense wat onder hulle gesag of invloed is. Goeie ouers gebruik hulle invloed tot voordeel van hulle kinders. Goeie onderwysers gebruik hulle invloed tot voordeel van hulle leerders. Goeie afrigters gebruik hulle invloed tot voordeel van die spelers. En net so, goeie baase vir hulle werknemers, goeie predikante vir die gemeente en 'n goeie man gebruik sy voordeel, sy invloed tot voordeel van sy gesin. Dit is wat 'n herder doen. En Dawid het reeds geleer om dit te doen voordat hy nog koning was. So Dawid is gesalf, Dawid is bestem om koning te wees, toekomstige koning. Dawid het baie oorwinnings behaal, Dawid is beroemd. Maar die eintlike ding wat ons sien is nie net hierdie wonderlike CV wat hy het nie, maar dat dit alles was om 'n hart voor te berei. Ons sien 'n bietjie van sy karakter in 'n gesprek wat hy weer met Saul gehad het. En ek wil vir ons hierdie gesprek wys wat hy met Saul gehad het. Hy en Saul praat en Dawid sê egter vir Saul, wie is ek? En wie is my familie in Israel dat ek die koning se skoonseun sal wees? Nou net om dit te verduidelik wat hier besig is om aan te gaan, is Saul probeer vir Dawid kry om met sy dogter te trou. Saul wil hê Dawid moet in die koninklike familie inkom, want as hy in die koninklike familie is, dan kan hy beter beheer oor Dawid uitoefen. Nou as Dawid regtig besig was met 'n plan om so gou as moontlik op die troon te kom, dan was dit die perfekte geleentheid om aan te gryp. Dit sou sy posisie in Israel baie verbeter het. As jy die skoonseun van die koning is, dan sou dit jou op 'n plek geplaas het waar jy baie maklik die koning gaan word. Maar wat ons sien wat gebeur is, Dawid staan terug. En Dawid sê, ek sien in myself op hierdie oomblik belangrik genoeg om daai posisie in te neem nie. Die posisie wat ek nou beklee is, ek is 'n dienaar van die koning, en dis wat ek nou is. En dis wat ek nou gaan doen. Die beste wat ek kan. En op so 'n manier sien 'n mens sy hart. Hy het nie sy nuwe invloed gebruik waarvan hy geweet het hy het om homself te bevoordeel nie. Hy probeer nie vir Saul so gou as moontlik uit die pad uitkry sodat hy daai posisie kan inneem nie. Hy wag totdat God dit vir hom sal gee. Nog 'n voorbeeld wat ons miskien al in die reeks gesien het, is 1 Samuel 26 waar Saul in sy kamp is en Saul slaap in sy bed en daar's 'n spies by sy kop en Dawid en nog 'n man is daarin en hulle staan reg langs Saul en daai man se naam is Abisai en hy sê vir Dawid, ek kan nie ons lak glo nie. Ek meen, wat wil jy nou meer hê as jou vyand wat lê en slaap en sy spies is ook hier reg langs hom? En dan hulle twee hierdie gesprek. Abisai sê vir hom, God het hierdie keer beslis jou vyand aan jou oorgelewer. Ek meen, hoe maklik kan jy dit nou kry? Laat ek hom nou met die spies in die grond vassteek. Ek sal 'n goeie job doen. Ek sal dit nie 'n tweede keer hoef te doen nie. En dan sê Dawid vir hom, nee, moenie hom doodmaak nie. Hoe kan iemand, hierdie gesprek vind plaas daar langs Saul waar hy besig is om te lê en slaap nie.
Hoe kan iemand sy hand teen die gesalfde van die Here laat uitgaan en nog onskuldig wees? Soos, hier is ons nou. Hier lê hy, dit moet die Here wees wat hierdie geleentheid vir ons gee. Kan ek hom doodmaak? Kom ons kry hom van die troon af en sit jou op die troon. En Dawid sê, nee. Net omdat ons dit kan doen, beteken nie noodwendig ons moet dit doen nie. Want Dawid verstaan, ek het mag oor hom, hy is nou die koning, maar ek is bestem om hom op te volg. Ek het mag oor hom, maar ek gaan dit nie nou teen hom gebruik nie. Net omdat ek dit kan doen, beteken nie, ek moet dit doen nie. Nou dink bietjie hieroor, Dawid het reeds geleer dat hy nie die mag wat hy het, hoef te gebruik om sy vyand te verslaan nie. Hy het reeds geleer, hy hoef nie die invloed wat hy het te gebruik om homself te bevorder nie. Hy het geleer om op God te wag. Hy het geleer om God te vertrou. En hy het geleer om sy begeertes onder die wil van God te plaas. En hierdie voorbereide hart kry nou 'n kroon. Wat doen die kroon? Die kroon onthul dit wat reeds in sy hart aan die gang is. Die kroon het nie Dawid se karakter geskep nie. Toe die kroon op sy kop kom, het hy nie hierdie transformasie gehad en nou is hy ewe skielik soos 'n koning behoort te wees nie. Die kroon het net sy karakter geopenbaar. Net gewys wie hy reeds is. En dis wat ons geleer het toe die onderhoude daar in Isaia se huis plaasgevind het vir koningskap. Het God al reeds gesê, ek kyk nie hoe hy lyk nie. Ek kyk hoe sy hart lyk. Hart is karakter. Hart is die innerlike, die wil, die verstand, die emosies, die kern van wie 'n persoon is. En deur al hierdie jare van tiener tot koning was God besig om sy hart voor te berei. Want eendag gaan hy 'n kroon kry. Maar die vraag is, wat gaan hy met die kroon doen? Want dit is eintlik die toets van leierskap. Is hoe hanteer ons gesag en mag en invloed? Nie wanneer ons magteloos is nie, nie wanneer niemand na jou luister nie, nie wanneer jy niks het om te verloor nie, maar wanneer jy skielik besef, ek is die persoon in die vertrek met die meeste invloed. Hoe hanteer ons dit? As jy die onderwyser in die klaskamer is, as jy die ouer in die huis is, as jy die baas in die raadsaal is, of as jy die senior persoon by die werk is. Miskien het jy die geld, miskien het jy die titel, miskien het jy al die kennis, miskien het jy die platform, miskien het jy die mag. Wat doen jy daarmee? Want mag het 'n manier om die hart te openbaar. Min dinge is so afstootlik soos 'n leier wat sy invloed gebruik tot sy eie beswil om homself te bevorder ten gunste van of ten spyte van, ten koste van die mense vir wie hy verantwoordelik is. Miskien 'n baas wat sy werknemers uitbuit, miskien 'n ouer wat sy kinders manipuleer, miskien 'n politikus wat die mense gebruik onder hom om homself te bevoordeel, miskien 'n afrigter wat kinders se drome gebruik om sy eie ego te voed, of 'n man wat sy posisie in die huis gebruik om elke keer sy sin te kry. Dit is nie herderskap nie. Dit is eerder selfbeskerming of selfverheffing of selfdiens. Maar dan is daar die teenoorgestelde, min dinge is so inspirerend, soos 'n leier wat bereid is om vir homself nee te sê, sodat hy ja kan sê vir die mense vir wie hy verantwoordelik is.
Dit is 'n herder. 'n Herder sê ek sal die risiko vat. 'n Herder sê ek sal die ekstra moeite doen. 'n Herder sê ek sal eerste opoffer. Ek sal my gemak prys gee. Ek sal my ego onder beheer hou. Ek sal nie alles gebruik wat ek kan gebruik nie. Want my invloed is nie vir my nie. My invloed is vir die mense wat God onder my invloed geplaas het. So Dawid is die herder koning. Maar Dawid wys vooruit na iemand veel groter wat na hom sal kom. En daarvoor wil ek na een van die evangelies toe gaan. Die evangelies is die goeie nuus wat aan ons gebring is, en die goeie nuus waartoe ek wil gaan is Jesus se eie woorde wat hy self gesê het, en Markus vertel vir ons daarvan. Hy sê, Jesus sê, selfs ek, die seun van die mens, het immers nie gekom om gedien te word nie, maar om diens te lewer en so selfs my lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. So Jesus het die meeste gesag gehad. Maar hy het dit nie gebruik om gedien te word nie. Hy het dit gebruik om te dien. Jesus het die kroon verdien. Tog het hy die kruis gevat. Jesus het alle mag gehad. Tog het hy homself gegee. Hy was die koning gewees. Tog het hy gekom as 'n herder. En daarom word hy genoem die goeie herder. Dawid is koning, hulle noem hom herder. Maar Jesus sê in Johannes 10, ek is die goeie herder. Hy is die hoofherder. Hy is die groot herder. En wat doen hy? Hy kom om sy skape te lei en te beskerm en te versorg en te gaan soek en terug te dra en om uiteindelik sy lewe vir sy skape te gee. Dit is die uiterste vorm van herderskap. En vandag kom die vraag na ons toe. Die meeste van ons gaan nooit 'n kroon dra nie. Die meeste van ons gaan nooit 'n koning wees nie. Die meeste van ons gaan nooit oor 'n nasie regeer nie. Maar almal van ons het invloed. Almal van ons het 'n invloedssfeer. Jy het mense wat na jou kyk. Jy het mense wat na jou luister. Jy het mense wat jou keuses raak sien. Jy het mense op wie jou besluite wat jy neem 'n invloed het. Miskien het jy nie 'n amptelike posisie in jou kop van wat ek nou eintlik is of behoort te wees nie, maar jy het steeds invloed. En die vraag is nie, wanneer gaan ek 'n leier word nie? Die vraag is, hoe gebruik ek hierdie invloed wat ek reeds het? En die antwoord op die vraag is, begin nou. Begin nou. Moenie wag vir 'n kroon om te begin lei nie. Dawid het begin lei lank voordat hy 'n kroon gehad het. Lank voordat hy 'n koning geword het. Hy het skape gelei, toe het hy mense gelei, toe het hy soldate gelei en toe het hy 'n nasie gelei. So begin net waar jy nou is. As jy 'n pa is, lei soos 'n herder. As jy 'n ma is, lei soos 'n herder. As jy 'n onderwyser is, lei soos 'n herder. Selfs as jy 'n kind is, 'n tiener, die invloed wat jy het, gebruik dit, want jy het invloed. Gebruik dit op die rondom jou wat in jou invloedssfeer is. Gebruik jou invloed tot voordeel van jou maats. As jy afrigter is, as jy 'n baas is, as jy 'n werknemer is,
selfs al het jy geen titel of posisie nie, lei soos 'n herder. Nou luister na hierdie vraag wat ek vanoggend het. As God môre die sleutels vir jou gee, wat sal jy daarmee doen? En die waarheid is eintlik dat jy nie weet nie. Jy sal nie weet wat gaan jy met die sleutels doen tot jy uiteindelik die sleutels het nie. Ons dink, ek sal nooit so baas wees nie. Ek sal nooit so ouer wees nie. Ek sal nooit my invloed so misbruik nie. Ek sal nooit so arrogant raak nie. Maar jy weet dit eintlik eers wanneer jy in daai posisie kom. Jy weet dit eintlik eers wanneer jy die titel kry. Jy weet dit eintlik eers wanneer mense vir jou begin luister en doen wat jy sê. Jy weet dit eintlik eers wanneer jy die geld beheer of wanneer jy die besluitnemer is. Of as jy skielik besef, ek is die persoon in die vertrek met die meeste invloed. So dis dan wanneer jou hart sigbaar word. En daarom het God nie vir Dawid net 'n kroon gegee nie. Hy het eers 'n hart in hom gevorm waarop hy daai kroon kon gesit het. Dawid moes ook eers die beginsel leer van jou invloed is nie primêr vir jou voordeel nie. Dit is 'n verantwoordelikheid om ander te dien. Goeie leiers gebruik hulle invloed tot voordeel van die wat onder hulle invloed is. So lei soos 'n herder. Dis wat Dawid gedoen het. Dis wat Jesus gedoen het. En dit is wat goeie leiers doen. Nou Dawid het baie jare gewag vir sy kroon. Hy is as jong leier of jong tiener is hy gesalf en hy is hier op 30 jaar oud, het hy sy kroon gekry, maar hy het lank gewag vir sy kroon. Maar toe hy sy kroon gekry het, toe sy reg daarvoor. En God het nooit 'n koning voorberei nie. God het in hom 'n herder voorberei om 'n koning te kan wees. So miskien wag jy al lank vir jou kroon, vir jou posisie, vir jou geleentheid, vir jou bevordering. En miskien sê God vandag vir jou, moenie wag nie. Begin reeds waar jy nou is. So die vraag is nie hoeveel invloed jy eendag gaan hê nie. Die vraag is, wat doen jy met die invloed wat jy nou reeds het? So dink so 'n oomblik by jouself aan die mense wat onder jou invloed is. Jou man, of jou vrou, of jou kinders, jou familie, vriende, werknemers, kollegas, die gemeente. Want vra jouself af, voel mense die gewig van my invloed, of voel mense die voordeel daarvan? As daai mense wat in jou invloedsfeer is, nou aan jou dink, wat ervaar hulle wanneer hulle aan jou dink? Dink hulle aan iemand wat hom of haar self probeer bevoordeel, of dink hulle aan iemand wat mense in hulle invloedsfeer tot hulle voordeel probeer beïnvloed, wat hulle wil lei en dien en beskerm? So waar het God vir jou invloed gegee? Miskien moet jy hierdie week daai invloed begin gebruik om iemand anders te dien. Moenie wag vir die kroon nie, dien soos 'n herder. Kom ek bid vir ons. Here Jesus, dankie dat U vir ons gewys het wat ware leierskap beteken. Dankie dat U die koning van alle konings nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien. U kon weggebly het van ons af, maar U het na ons toe gekom
U het opgedaag tot almal van ons se voordeel. So Here, ons erken vanoggend dat U reeds vir elkeen van ons 'n invloedssfeer gegee het. En ons wil vir U vra, help ons. Wat kan ek uit hierdie mense uitkry, is nie die regte vraag nie, maar wat het hierdie mense in my invloedssfeer, wat het hulle nodig van my af? Hoe kan ek hulle dien? Leer ons om soos Dawid te wag wanneer ons moet wag. Leer ons om U te vertrou wanneer ons nog nie verstaan nie. En om nie ons mag te gebruik net omdat ons dit kan gebruik nie. Bewaar ons daarvan om ons invloed nie vir onsself te gebruik nie, maar geef ons eerder hierdie hart van 'n herder. Sien dat U eers 'n herder voorberei voordat dit 'n koning se werk kan doen. 'n Hart wat beskerm en versorg en lei en dien en bereid is om op te offer. So Here, ons wil vir U vra, wys ons hierdie week, waar het ons reeds invloed? Miskien kom ons dit nie eens agter nie. Iemand kyk vir ons, iemand luister vir ons, en besluite wat ons neem, keuses wat ons maak, het 'n invloed op iemand. Wys ons die persoon wat U onder ons invloed geplaas het en wat dalk van ons nodig het om 'n bietjie meer geduldig te wees, 'n bietjie meer genadig te wees, 'n bietjie meer te luister of om 'n bietjie meer te dien. Help vir elkeen van ons om te begin waar ons nou is. Help ons om die invloed wat U aan ons toevertrou het tot voordeel van ander te gebruik. Laat mense wat onder ons invloed is, nie die gewig daarvan voel nie, maar dat hulle die voordeel daarvan sal voel. En daarvoor, Here, moet U ons harte voorberei, en ons het nou gesels waardeur Dawid alles is. Om 'n hart voor te berei, 'n herder voor te berei, waarop U 'n kroon kan sit. Mag ons bereid wees om eerste op te offer, eerste te dien, eerste te luister en soms vir onsself nee te sê, sodat ons kan ja sê vir ander mense. Hoekom? Want U het die voorbeeld gestel. Ons het dit nou gelees. U het U eie heerlikheid in die hemel opgegee om af te kom hiernatoe en ons te dien. En dankie daarvoor. In Jesus se naam bid ons dit in die kerk van Jesus sê almal. Amen. Mag jy 'n wonderlike Sondag verder hê.